En wat hierdie stuk vir ons sê is, klim op die altaar met jou hele lewe. As jy halfpad op die altaar is, of net 'n kwart of net 3/4 op die altaar is, gaan nie vir jou werk nie. Dan is jy eintlik 'n welriekende offer vir die Here, 'n geurende offer vir die Here. Dis eers wanneer ek daardie gee doen, daardie daadwerklike aksie. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Goeiedag, dit is so lekker vandag met julle te gesels en ons is mos in hierdie wonderlike reeks oor Romeine. En vandag praat ek met jou oor leef nuut as vrygemaakte mense. Ons gaan 'n bietjie stil staan by Romeine 12 en watter ongelooflike ontdekkingstog was hierdie pad deur Romeine nie gewees nie. Nou Romeine 12 is 'n ongelooflike hoofstuk, 'n lekker hoofstuk om te lees wat ons uitnooi om 'n nuwe lewe te lewe. Nou as jy Romeine 12 begin lees en jy lees hom los van Romeine 1 tot 11, kan dit amper lyk asof ons nou ons saligheid wil verdien deur goeie werke. Maar eintlik, as jy nou Romeine 1 tot 11 lees, dan sien ons dat dit is iets wat ons doen as 'n reaksie op die goeie dinge wat God vir ons gedoen het in Jesus Christus. In Jesus Christus word ons vrygespreek, ons ontvang die Heilige Gees en die Here werk in ons lewens, alles as gevolg van Jesus. En ons word vrygespreek, ons verkry die ewige lewe op grond van wat Jesus gedoen het. En Romeine 12, as jy die hoofstuk in isolasie lees, dan lyk dit amper asof ons nou ons saligheid moet verdien. En ons verstaan nie dat hierdie 'n reaksie is op dit wat die Here in ons lewe gedoen het nie. En dit is so lekker om kind van God te wees. Dit is so lekker om te beleef dat my sonde vergewe is, dat die Heilige Gees in my lewe is, dat ek 'n nuwe hart gekry het om die Here te dien. En Romeine 12 sê, so reageer 'n mens op die mooi dinge wat God deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees in ons lewe kom doen. Nou, ons word nuwe mense wanneer ons kinders van God word. Ons word vrygespreek, die Gees kom bly in ons en dit is so kosbaar om dit te beleef. Die probleem is nou, ons is nou nuut gemaak, ons is vergewe, ons is geregverdig, maar dat ons baie keer nog op 'n ou manier lewe. Ons het hierdie nuwe status gekry, hierdie nuwe verhouding gekry, hierdie nuwe moontlikhede gekry, maar ons leef nog steeds 'n ou manier. Nog dieselfde ou rissies in die huis. Pa ma raak op dieselfde manier kwaad. Ons reageer nog dieselfde op finansiële probleme. Ons reageer nog dieselfde op versoekings wat ons lewenspad kom. Nou Romeine 12 wil ons juis help om die nuwe wat binne in ons gebeur het, dat ons daarin kan lewe, dat ons dit kan beleef en uitleef. En Romeine 12 sê vir ons, luister, julle is nou kinders van die Here, maar dis nie net genoeg dat dit binne in julle gebeur het nie, dit moet nou om julle gebeur. Ander moet dit beleef, ander moet dit sien, en hoe gaan ons dit doen? Daar's 3 dinge wat moet gebeur. Die eerste ene is, ons moet begin nuut dink. Die tweede ene is, ons moet op 'n nuwe manier begin dien. Ons moet gee dit wat God in ons gedoen het. En die laaste ene is, ons moet ook nuut begin leef in hierdie verhouding wat ons met God het en wat ons met mekaar het. So kom ons staan eers stil by die eerste ene. Ons moet begin nuut dink. Romeine 12 vers 1 en 2, daai bekende gedeelte sê die volgende: en nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wat 'n kosbare beroep wat Paulus hier op my en jou maak. Hy het dit aanvanklik op hierdie gemeente in Rome gemaak, maar deur die eeue maak hy dit 'n beroep op al die gelowiges. Dis 'n appel op ons en sê, en nou doen ek 'n beroep op julle
op grond van die groot ontferminge van God. En watter ontferminge, genade, watter liefde, watter barmhartigheid het nie oor ons lewe gespoel in Christus nie. Dit het ons hele lewe kom verander. Ons in 'n nuwe verhouding met God die Vader gebring. En op grond van hierdie ontferminge wat ons ontvang het, as 'n reaksie, gee julleself. Gee julleself. Hierdie gee is 'n ongelooflike woord. Dis is 'n daadwerklike aksie wat jy doen. Dis nie 'n proses nie. Dis 'n daadwerklike, kragtige reaksie in 'n oomblik van tyd wat jy maak en sê, ek gee myself. Ek gee myself as 'n lewende, as 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. En wat hierdie stuk vir ons sê is, klim op die altaar met jou hele lewe. Gee jouself aan God ten volle. Niks moet agterbly nie. Elke deeltjie van jou lewe, elke aspek, elke faset van jou lewe, gee jouself ten volle aan die Here. Dit is die kernbelangrike van julle godsdiens. Dit is dis die vertrekpunt. As jy nie hier begin nie, as jy nie dit doen nie, kan jy nie 'n Christen wees nie. Jy moet ten volle op die altaar wees. As jy halfpad op die altaar is, of net 'n kwart, of net 3/4 op die altaar is, dit gaan nie vir jou werk nie. Jy gaan 'n verloor lewe lewe. Jy gaan nie lyk soos 'n Christen nie. God gaan nie kragtig in jou lewe kan werk nie. En jy gaan 'n verloor lewe lewe. Wil jy 'n wen lewe lewe? Klim ten volle op die altaar. Gee jouself ten volle aan die Here. Dan kan hy kragtig in jou begin werk deur sy Gees. Dan is jy eintlik 'n welriekende offer vir die Here, 'n geurende offer vir die Here. Ons lees in Levitikus 1 vers 9. Alles moet op die altaar in die brand gesteek word. Dit is 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En dis hoe die Here ons wil hê. Luister, baie Christene vandag, en ons almal ken die ervaring. Ek ken die ervaring, jy ken die ervaring, is om so 3/4 op die altaar te wees. Luister, dis 'n verloor lewe. Dis 'n lewe waar daar nie vreugde is nie. Dis 'n lewe waar daar nie deurbraak is nie. Dis eers wanneer ek daardie gee doen, daardie daadwerklike aksie, nie 'n proses nie. Ek gee myself ten volle vir die Here, ten volle. Dis 'n besluit wat ek maak. Ek gee myself aan hom. En nou begin die volgende stap, want in hierdie daad, hierdie aksie waar ek my aan die Here gee, word my gedagtes nou ook aan die Here gegee. Dis deel van my altaar lewe, is om my gedagtes aan die Here te gee. En te sê, Here, maak my gedagtes nuut. Daarom sê die Bybel vir ons in vers 2, moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, hierdie sondige wêreld, maar laat God self julle gedagtes verander. Luister, die vernuwing van my gedagtes is nie net my werk nie. Dis waar ek oorgee aan die Here. Dis wanneer ek op 'n altaar klim, dan gee ek ook my gedagtes vir die Here. En hy begin my gedagtes vernuwe deur sy woord en deur sy Gees en betrokke te wees by kerkmense, mense wat die Here liefhet, en ek gee my gedagtes vir hom en God is besig om my gedagtes te vernuwe. En die Bybel sê ek het 'n keuse. Of ek gaan toelaat dat God self betrokke raak in my lewe, gaan my oorgee, ek gaan saamwerk met die Here, en hy gaan my gedagtes vernuwe, of ek gaan aan hierdie wêreld, hierdie sondige wêreld gelyk word. Dis al keuse wat ek het, of ek gee my gedagtes aan die Here, dat hy dit vernuwe, of ek gaan aan hierdie sondige wêreld gelyk raak. So vernuwing is 'n ongelooflike, belangrike aspek van my altaarlewe, is om my gedagtes aan die Here te gee. En dat hy, die God van hemel en aarde, by my betrokke raak, by my innerlike mens, en dat hy my vernuwe in my gedagte wêreld. Daarom sê die boodskapvertaling so mooi, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander. Is dit nie mooi nie? Laat God dit doen. Een het gesê, you've got a choice, either to be conformed or to be transformed. Dis 'n keuse wat ons het. Of ons gaan conform met hierdie wêreld, of die Here gaan ons transform. En dis 'n belangrike besluit wat ek moet maak. Vernuwe, waar gee, 'n oomblik van tyd is wat ek doen, my ten volle vir die Here gee, is vernuwe 'n proses. Dis iets wat aanhoudend elke dag gebeur daagliks, weekliks, maandeliks, jaarliks, word my gedagtes vernuwe. En dan, eers as my gedagtes vernuwe is, sê die woord, dan gaan ons kan onderskei wat vir die Here aanneemlik is, wat vir hom goed is,
en wat vir hom volmaak is. Eers dan gaan ek dit kan onderskei. Eers dan gaan ek 'n veranderde lewe kan lewe. Maar voordat my gedagtes nie vernuwe is nie, sal ek nooit 'n veranderde lewe kan lewe nie. Luister, die oorlogveld is vir ons gedagtes. Die duiwel gaan vir ons gedagtes, die wêreld veg vir ons gedagtes. Jy ry langs die pad, kyk al die advertensieborde, kyk hoeveel boodskappe kom op jou selfoon deur, op die rekenaar, op die televisie. Die wêreld, die Satan veg vir jou gedagtes, want as ek die stryd daar verloor ek die stryd. Daar's 'n geweldige geveg vir jou gedagtes aan die gang. Nou wil ek jou vra, as jy elke dag 2 ure televisie kyk, nog 1 uur en 'n half of 2 op sosiale media is, as jy boeke lees wat nie noodwendig Christelik is nie verkeerd om dit te lees nie, maar dis al wat jy lees, en jy spandeer 2-3 minute in die woord, wat gaan gebeur met jou? Jou gedagtes gaan soos die wêreld se raak. Man, hulle kan vir jou bid in die kerk tot jy 10-20 keer omval onder die krag van die Here. Maar as jou gedagtes nie vernuwe is nie, sal jy altyd 'n verloor lewe lewe. Dis die stryd. En die Here wil ook jou gedagtes in die hande kry. En hy sê, werk saam met my. Laat toe dat ek jou verander deur my gees en deur my woord en deur die prediking en deur met goeie vriende te meng, dat ek jou gedagtes in die hande kry, want dis waar jou oorwinning lê. Vir 'n Christen om te oorwin is 2 dinge nodig, om in die krag van die Gees te wandel en om met nuwe gedagtes te wandel. Ek kan die 2 nie van mekaar losmaak nie. Die een sonder die ander kan nie werk nie. Ek het die krag van God se Gees nodig en ek het gedagtes nodig wat vernuwe is. Daarom is dit so belangrik dat ek my gedagtes vernuwe. Julle geweet dat hulle doen navorsing oor Bybel lees in die kerklike wêreld en hulle sê dat meer as 50% Christene lees net 1 keer 'n week Bybel. Meer as 51% van Christene lees net 1 keer 'n week Bybel. Hulle sê en as 'n Christen Bybel lees, dan lees hy so 10 tot 15 minute uit die woord uit. 31% Christene lees daagliks Bybel. Maar het julle geweet, as jy nie 4 keer 'n week met die Bybel 'n kwaliteit ontmoeting het nie, wanneer jy met die Bybel sit en jy lees die Bybel en dit gaan in jou hart en jy dink daaroor en jy bepeins dit en jy gaan pas dit toe nie, gaan dit niks in jou lewe verander nie. 4 keer 'n week is die minimum. As jy minder as 4 keer 'n week kwaliteit tyd met die woord van God bestee, sal jy 'n verloor lewe lewe. Dis wat navorsing wys. Eers na 4 keer se lees in die week, waar jy tyd in die woord spandeer, waar jy besig is met God, waar jy toelaat dat die Heilige Gees die woord vir jou vernuwe, eers dan begin jy 'n oorwinningslewe lewe. Luister, baie mense soek kort paaie na oorwinning toe. Hulle wil vinnige beradingsgesprekkie hier hê, 'n vinnige beradingsgesprekkie daar hê, maar hulle doen niks. Hulle gee nie hulle gedagtes vir God nie. Hulle spandeer nie tyd in die woord nie en dan wil hulle oorwinningslewens lewe. Dis onmoontlik. Die beraader mors sy tyd en nie wat beraad word mors sy tyd. Dis tyd dat ek en jy as kind van God ons verdiep in die dinge van God en dat God ons gedagtes vernuwe. Hoe kan ek ure aan sosiale media en TV spandeer en aan allerhande gemors, maar ek spandeer nie tyd en ek werk nie saam met God dat hy my gedagtes vernuwe nie. Baie mense bly in armoede. Hulle bly in toestande van huwelikstoos en onmin en gesinslewens wat sleg is, omdat daar nie 'n vernuwing van die gedagtes plaasgevind het nie. Ja, ons is gered, ons is vergewe, ons is vrygespreek, ons name is geskryf in die boek van die lewe, maar ons gedagtes het oud geword. Ons leef soos mense wat dink nog soos sondaars. En dis tyd dat die Here ons gedagtes in die hande kry, kind van God. Ons moet nie begin dink, ons moet inskakel by die Heilige Gees, ons moet inskakel. Dit help nie net, jy sê ek is 'n kind van die Here, en jy werk nie saam met God in jou vernuwing nie. Daar moet 'n vernuwing kom in jou gedagtes. O, kind van die Here, ek roep jou op vandag, tot 'n vernuwing in jou gees en jou gedagtes. Spandeer tyd in die woord op jou knieë, laat die Heilige Gees met jou praat, kom kerk toe, elke Sondag. Kerk toe kom is nie net 'n goeie gebruik nie, dis 'n tyd vir die vernuwing van jou gemoed, van jou gedagtes. God wil jou gedagtes in die hande kry. Ja, gered, maar ek leef nog soos 'n ou mens, 'n sondige mens, want my gedagtes is nie vernuwe nie. Luister, die duiwel veg vir jou gedagtes, die wêreld veg vir jou gedagtes. Dis tyd dat jy sê, Here, gaan saam met U werk.
Ek gaan toelaat. Sien jy die sleutel. Jy die sleutel. Ek gaan toelaat dat U my gedagtes vernuwe. Hoe ek dink oor die seëninge van God in my lewe, hoe ek dink aan die oorvloed wat God ook vir my bestem het, hoe ek dink oor my genesing, hoe ek dink oor my lewe, dit word alles gestimuleer deur tyd te spandeer met die Here in sy woord, in gebed. Dit maak jou 'n mens van oorwinning. So gepraat van gebed. Het julle geweet die gemiddelde Christen bid maar 27 minute 'n week? 'n week. Dis minstens 3 minute 'n dag. Die meerderheid Christene bid so. En dis tyd dat ek en jy meer as 3 minute 'n dag begin bid. Dis tyd dat ons stil word voor God en dat die Gees van God oor ons vaardig raak. Luister, jy het 'n keuse. Of jy gaan verander word, of jy gaan aan hierdie wêreld gelykvormig word, of jy gaan verander word na die mens wat God wil jy moet wees, of jy gaan gelykvormig word aan hierdie wêreld, 'n wêreld wat 'n verloor bestaan voer, of jy gaan die mens word wat God wil jy moet wees. Kom ons laat toe dat God ons gedagtes in die hande kry en hy ons vernuwe. So die eerste ene is om 'n oorwinningslewe te lewe, om nuut te lewe, om vry te lewe, moet ek nuut begin dink. Die tweede een is ek moet nuut begin dien. Ons lees van Romeine 12 vers 3 tot hierso by vers 8, van ons is nou deel van 'n liggaam. Daarom sê Romeine 12 vers 4 so mooi vir ons. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Kyk, die dag toe jy Christen word, het die Here jou nie net gered om 'n los lappie te wees, om een kant te loop, om 'n losloper skaap te wees nie. Die Here wil hê jy moet deel wees van 'n kraal. Die Here wil hê jy moet deel wees van 'n liggaam. En daarom is dit so belangrik om hierdie gedeelte jou eie te maak en te sê, na my redding word ek ingevoeg in 'n kerk. En dis hoekom baie kinders van die Here ook verloor lewens lewe, want hulle leef los van die kerk. Hulle geestelike familie, hulle is nie deel van daar wat daar gebeur nie. Hulle probeer alleen hierdie pad loop en ek en jy is nooit bedoel om hierdie pad alleen te loop nie. Ons is deel van 'n liggaam. En kind van die Here, deel van hierdie liggaam beteken ek word versterk deur ander mense se gawes, deur geestelike insette van ander mense te kry, maar ek vind ook soveel vervulling om insette te lewer en my gawes uit te leef teenoor ander mense. Ek sien ek maak 'n verskil en dis wat die Bybel hierso sê. Ons het genadegawes, vers 6, wat van mekaar verskil. Ons het elkeen 'n genadegawe gekry. Partykeer is dit om te gee, partykeer is dit om te bemoedig, die ander keer is dit om leiding te neem, die ander keer is dit om te leer en onderrig te gee en al hierdie verskillende gawes wat ons kry. Maar ek moet deel wees van 'n liggaam om dit te ontvang en om dit te gee. Ek kan jou vertel die sinvolheid wat jy beleef wanneer jy betrokke is en jy begin gee nie. Jy begin jou hart gee, jy begin liefde gee, jy begin 'n instrument in die hand van die Here word. Jou gawes kry 'n plek en jy begin 'n verskil maak in die liggaam van die Here. So die eerste manier om oorwinningslewe te lewe, om nuut te lewe, om vry te lewe, ek moet nuut begin dink. Die tweede manier is ek moet nuut begin dien. Ek kom kerk toe nie net om te ontvang nie. Ek het 'n voorskot aan, ek maak 'n verskil en dit sit my lewe op 'n nuwe vlak. 'n dienende Christen is 'n gelukkige Christen. En stel jou gawes wat hy vir jou gegee het tot sy beskikking in diens van die kerk en sê ek is deel van 'n gemeente, hart en siel, deel van 'n gemeente. Ek is hier om 'n verskil te maak. Ek is nie 'n loslappie Christen nie. Ek is integraal deel van hierdie liggaam. Ek neem hierdie mense in my hart. Ek laat toe dat hulle my bedien. Hulle gawes maak my sterk, maar ek is ook hier om te dien. Ek is hier om deel te wees. Ek is hier om 'n verskil te maak. Luister, dis hoe ons wen. My gedagtes word nuut en ek trek 'n voorskot aan en ek begin dien. Dit sit my op oorwinningsgrond wanneer ek 'n dienende Christen is. Die laaste ene wat ek net vinnig by wil uitkom is, ek dink nie net nie, ek dien nie net nie, maar ek leef nuut. In my verhouding met God vertikaal op, maar ook met my medegelowiges horisontaal. En ek gaan nie al die verse lees van vers 9 tot by 21 nie. Ek gaan net so 4 versies lees wat illustreer hoe ons hierdie horisontale verhouding het en ook hierdie vertikale verhouding met God het. Kyk wat staan daar in vers 9 en 10. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees daarin mekaar tot voorbeeld. Sien julle hierdie verhoudinge met mekaar? Luister,
Wanneer ek 'n liefdeslewe begin lewe en ek begin omgee vir my medegelowiges, ook vir mense buite die kerk, verander dit my hele lewe. Ek gee om vir mense, ek betoon dit. Dit gee soveel waarde aan ander mense, dit bou hulle op. Dit laat ander mense verstaan hulle behoort. En ek leef in hierdie liefdeslewe, want ek wil graag die Here se liefdeshart uitleef teenoor my medegelowiges. Dit is lekker om dit te ontvang, maar dit is 100 keer lekkerder om dit te gee. So in hierdie horisontale verhoudinge dink ek nie, ek is nie 'n geïsoleerde mens nie, nee, ek gee liefde. Ek is 'n kanaal van God wat heel maak, want dis wat liefde doen. Liefde maak heel. Daar's soveel mense wat in kerke sit, wat in hierdie wêreld is, wat in 'n liefdelose huis lewe, wat nooit die wonder van liefde beleef het nie. God is liefde en 'n kerk is 'n plek van liefde. En as 'n kerk toe kom, het ek een doel voor oë en dit is om God se liefde te betoon, om dit te bewys, om vir ander ou te laat verstaan, luister, jy is waardevol vir God en jy het 'n plek in my hart. Dit maak dat jy 'n oorwinnende Christen bly. 'n Christen wat liefde aktief uitdeel en bewys, wat ander mense in sy hart innooi, is 'n Christen wat op oorwinningsgrond staan. Jy leef op 'n nuwe manier, jy bestaan op 'n nuwe manier. Jy leef nie selfsugtig nie, jy leef nie vir jouself nie, jy leef ook vir mense om jou. Dis die horisontale verhouding, maar die vertikale verhouding, en daarmee wil ek afsluit, in hierdie nuut lewe is, moenie in julle toewyding verslap nie, sê vers 11. Bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in gebed. O kind van God, hier word ons uitgenooi om in ons verhouding met God die Vader op hierdie manier te lewe, om altyd toegewyd te wees. Daar's nie by ons kompromieë nie. Ons maak nie kompromieë nie. Ons is altyd geesdriftig. Die ou vertaling sê vurig van gees. Luister, ons is altyd brandende, borrelende vir ons God. Ons loop oor. Ons is nie suurlemoen Christene nie, altyd suur oor alles nie. Ons is borrelend, ons is geesdriftig, ons dien die Here, ons het 'n voorskoot aan, ons verbly ons is bly mense in die hoop, dit wat God vir ons gaan doen nou en in die ewigheid. Ons staan vas in verdrukking, moeilike tye kom, maar ons is standvastig in die Here, ons volhard in gebed, ons gebedstyd is ononderhandelbaar. My alleentyd met God op my knieë is die krag van my lewe. Die krag van my lewe, ek het 'n verhouding met hom, ek leef nuut. Ek weet waar my krag vandaan kom en ek soek die Here se aangesig in gebed. So hierdie 3 goed is vir ons verskriklik belangrik in Romeine 12. As ek 'n nuwe lewe wil lewe, as ek 'n oorwinningslewe wil lewe, as ek vry wil lewe, dan moet ek hierdie 3 dinge doen. Ek moet nie dink, ek moet nie dien en ek moet nie leef. Ek moet nie leef my verhouding met God die Vader en met my medegelowiges. En mag Romeine 12 vir jou 'n seën wees as jy dit ook gaan lees. Drink dit in, maak dit jou eie. Maar ek wil jou vandag vra, so aan die einde van hierdie boodskap, wil jy nie saam met my op die altaar klim nie? Daai altaar lewe waar ek ook my gedagtes vir God gee. Sê Here, hier is ek. Ek klim op die altaar ten volle. Hier is ek, Here, my alles vir U, my alles vir U. Nie 1 voet op die grond nie, nie net 'n kwart van my lewe nie, nie net 3/4 van my lewe nie. Hier is my alles, ek klim op die altaar, ek wil vir U, Here, 'n geurende offer wees. Ek wil vra dat die Gees in my lewe kragtig sal werk. Klim op die altaar vandag, kind van die Here. Klim op die altaar, gee jou gedagtes vir die Here, sê ek gaan doelbewus saam met die Here werk. My gedagtes gaan nuut word, maar wil jy nie net vandag ook 'n besluit maak en sê, ek gaan ook nie dien nie. Ek gaan regtig dien. Ek gaan my gawes tot beskikbaar van die Here stel. Ek gaan deel wees van my gemeente, ek gaan hulle my harte nooi. Dan gaan ek ook nie leef. Ek gaan vurig van gees wees. Ek gaan die Here dien met volharding. Ek gaan toegewyd wees aan my God, want hy het my so lief. Maar ek gaan ook 'n goeie broer en suster vir my medegelowiges wees. Ek gaan hulle lief hê. Ek gaan dit betoon, ek gaan dit vir hulle wys. En mag jy dan ook op hierdie manier die lewe wat jy van Christus ontvang het, die vryspraak wat jy ontvang het, mag jy ook hierdie vry lewe nou lewe. Mag jy nou hierdie nuwe lewe lewe in Jesus naam.